that saved a wretch like me. Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. Nou, ek begin elke keer so, want dit is 'n groot werklikheid, maar baie keer moet mense vir jouself 'n vraag vra, wat is die verskil? Ek meen, as 'n mens regtig gaan sit en dink, en jy kyk byvoorbeeld na ons tydlyn, en gaan kyk na die almanak, gaan kyk na jou dagboek, en sien ons lewe in die jaar 2000, byvoorbeeld 26 na Christus. So daar het 'n groot werklikheid gekom, en dan sien 'n mens dat die kruis wat plaasgevind het, is 'n voorspelling van die begin van tyd af. Vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel, Genesis 3. En dan sien ons dat die kruis is die waterskeiding. Nou weet ons, 'n waterskeiding werk so, dat dit wat, al die water wat aan die een kant reën, gaan na die een oseaan toe, of na die een rivier toe, en wat aan die ander kant is, gaan na die ander een toe. So dit is baie, baie belangrik, dat ons kyk, dat ons nie moet gaan kyk na iets wat oorgespoel het nie, alhoewel ons nooit die ouwe kan weggooi nie, want dit is 'n werklikheid, die skrif praat daaroor. Hy sê, elke skrif is deur God ingegee. Maar 'n mens moet jouself 'n vraag vra, wat het gebeur aan die kruis? Die grootste gebeurtenis in die eeue, en ons moet daai vraag vir mekaar vra. Nou sê Galasiërs 2 vers 20 byvoorbeeld, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Nou vra jouself, hoekom het Jesus kom sterf? Was hy sleg? Het hy verkeerd gedoen? Wat het hy verkeerd gedoen? Wat het hy gedoen om die dood te verdien? Maar dan sien ons nie, dat hy het vir ons gesterwe, hy het namens ons gesterwe, hy het as ons gesterwe. Want ons moes gesterwe het, want Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Maar as jy gesterf het, was jy gone. So Christus het kom sterf. Nou gaan hy verder, dan sê in die 21ste vers, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, met ander woorde, deur jou werke, dit wat jy doen, hy sê, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As jy enigstens moet 'n bydra lewer tot jou redding, hy sê, dan het hy verniet gesterf. Nou, sit die mense en dink, dit kan onmoontlik so wees. En dan gaan kyk jy hoe baie keer die mens nog jou poging wil bysit, by, jy moet nou 'n beter mens word, jy moet nou verander. Maar wat het Jesus dan kom doen? Aan die ander kant vra ons onsself, as Christus vir ons kom sterf het, en hy het 'n werklikheid gedoen om dit wat in Genesis 3 voorspel was, hy dit kom doen, naamlik kom sterf, en na 3 dae staan hy op, hy het vir elke mens gesterf, na 3 dae staan hy op, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe, sy lewe, die oomblik wat jy daai werklikheid aanvaar. So mens moet kyk dat die belangrikheid daarvan, dat Jesus Christus het gesterf, die laaste versies in Romeine 4 verduidelik het baie mooi, terwille van ons oortredinge, en hy het opgestaan terwille van ons regverdigmaking. Mense, is heeltemal twee werklikhede daai. Nou, kyk wat sê 1 Korintiërs 15, hy sê, vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Ons weet die hele Nuwe Testament gaan oor geloof. Hy sê, maar as Christus nie opgewek is nie, hy sê dan te vergeefs jou geloof. En dan sit ons, hoekom het Jesus kom sterf? Hy het kom sterf vir die sondes van die wêreld. Matteus 1 sê hy kom om ons te verlos van ons sondes. Johannes 1 vers 29, waar hy kom om die sondes van die wêreld weg te neem. Al daardie werklikhede. Nou sien ons hoekom hy gesterf het. Hy sê vers 17, 1 Korintiërs 15, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan kyk ons, as ons nou byvoorbeeld met Paasnaweek gedenk, die kruisiging en die opstanding, baie mense het dit net 'n lang naweek, maar of dit 'n lang naweek is of nie, daar's 'n werklikheid in. En dan sien 'n mens hier dat dit so belangrik is, dat hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos.
en dan is julle nog in julle sondes. Maar nou sê ons, maar as hy dan opgewek is, dan is ons geloof nie nutteloos nie, en ons is nie meer in ons sondes nie, want hy het gesê, hy gaan dit kom wegneem, hy sê, hy gaan ons kom verlos daarvan. Kyk vers 18, hy sê, dan is ook die wat in Christus Jesus ontslaap het verlore. As Jesus nie opgestaan het nie, dan is hulle ook verlore. En dan sien ons vers 19 sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan word baie mense, het Christus net om te sorg dat my bankrekening beter lyk, of dat ek dit doen, of dat ek net in hierdie lewe dan bietjie prosper, of 'n bietjie beter af is. Nee, hy sê, as jy net op Christus vir hierdie lewe hoop, het ons die elendigste van alle mense geword. Elendigste, die skrif sê, elendigste van alle mense geword. Want ons glo in 'n ewige lewe wat hy vir ons kom gee het. En, dan gaan hy verder, dan sê hy, vers 21, maar nou, Christus is opgewek. Hy is opgewek. Met ander woorde, daarom is ons nie meer in ons sondes nie. Daarom het ons die hoop van 'n ewige lewe. En daarom is ons nie die elendigste van alle mense nie. Mense, baie, baie belangrik, dat ons na hierdie werklikhede gaan kyk. Nou sien 'n mens, dat die hele skrif, ek het dit genoem, gaan oor geloof. Die Ou Testament gaan oor die wet, jou prestasie wat jy moes doen om by 'n groter werklikheid uit te kom. Jesus Christus het vir ons 'n groter werklikheid kom gee, so nou gaan dit net oor jou geloof. Met ander woorde, geloof is 'n oortuiging. Hoe is jy oortuig daarvan, of is jy nie oortuig daarvan nie? Nou, as ons net so bietjie gaan kyk na die fyner, ek is nie iemand wat graag die goed so dissekteer nie, maar as ons gaan kyk, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie. Anderswoorde, ons werklikheid is glo, ons moet glo. Reg deur die Nuwe Testament praat hy van glo. Glo is dan ook belief, soos die Engels dit sê, wat beteken to trust or rely on God. Om God te vertrou. En mense, hoe kan ons God, as ons nie hom vertrou dat hy ons sondes kom wegneem het nie? As jy God nie kan vertrou wat hy in die skrif sê, dat hy gedoen het in Jesus Christus nie. As hy sê, daarom het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sondes deur sy offer weg te doen, Jesus Christus, dis sy offer weg te doen. As ons God nie kan glo dat dit wat in hierdie skrif staan, waar is nie. Hoe gaan ons om glo dat daar ewige lewe is? Is baie, baie belangrik dat ons na hierdie werklikhede moet kyk. Dit gaan oor geloof en oor glo. Dit is die werklikheid, om God te vertrou. Nou, geloof aan die ander kant, is 'n klein onderskeidjie, hy sê, dit is jou oortuiging. Persuasion, sê die Engels. So met ander woorde, nou praat ons en ons lees van geloof, jou geloof. Met ander woorde, jou oortuiging. Jou oortuiging stel jou in staat om te glo. Oortuiging stel jou in staat om te glo. Met ander woorde, jou geloof stel jou in staat om te glo. Maar as jy net regtig daarna gaan kyk, waarvan moet jy oortuig wees? Oortuig wees dat dit wat God in hierdie skrif sê, 'n werklikheid is. Jou oortuiging oor Jesus Christus. Goed, so dit is waaroor dit gaan alles oor jou geloof. Nou lees jy byvoorbeeld in die 4 evangelies, onthou die 4 evangelies, belangrik is nog voor die kruisiging, nee. Nou lees jy in die 4 evangelies, byvoorbeeld in Lukas 7, daar in vers 50, dan praat hy met die vrou, wat Jesus se voete gewas het. En dan praat hy daarvan, en hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Kyk mooi, jou geloof het jou gered. En dit is vir ons so groot werklikheid. Hy gaan verder, dan kom hy by die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. In Lukas 8 vers 48, ek verwys nou net na Lukas, want hierdie 4 goedjies wat ek wil noem is almal daar, praat hy daarvan, en hy sê weer vir die vrou, wat teen omstandighede ingekom het, dieselfde as Abraham praat hy in Romeine 4, dat hy teen omstandighede ingeglo het. Hierdie vrou het teen omstandighede, eerstens is sy 'n vrou, sy mag nie daar wees nie, tweedens is sy onrein, omdat sy aan bloedvloeiing gelei, en nou sien 'n mens, sy kom raak aan Jesus se kleed. So, baie belangrik in Jesus draai en hy sê, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Want haar oortuiging,
Goed, dis hoekom sy het gedoen het. Nou, in Lukas 17, dan praat hy af vers 19, dan praat hy van die melaatse manne, die 10 melaatses, ons ken daai gedeelte, en dan sien ons ook dat Jesus het vir 10 van hulle gesê, gaan vertoon julle aan die priester. Met ander woorde, dat julle is genees. En hulle, dis so mooi, en dan gaan ons dan sê ons, en op pad soontoe, so hulle het dit nog nie gesien nie, maar hulle het geglo, en daarom draai hulle om en hulle sê, ons gaan nou vir ons vertoon, maar wat vertoon hulle hierdie melaatsheid? En net omdat hulle geglo het hulle op pad soontoe het hulle gesond geword. Joeg, mense geloof, is kwaai. Maar nou het net een van hulle teruggekom en vir Jesus dankie gesê. En Jesus sê, jou geloof het jou gered. En die Engels sê, and he made him whole. Hy het hom heel gemaak. Nee, met ander woorde, afvingers het weer aangegroei. So dit is die groot werklikheid bo op die geloof, die dankbaarheid, wat jou heel maak. Ons sit soveel keer, ons glo, ons vertrou die Here, en dan praat ons bid, en ons vertrou, en dan gebeur die dinge. Maar ons kom nooit by heelheid nie, want ons vergeet om dankie te sê, wat eerstens net goeie maniere is, maar ja, so dit is belangrik. En dan sien ons hier in die blinde man in Lukas 18, wat Jesus dan ook vir hom sê, jou geloof het jou gered. Daar's 'n ander geleentheid, wat die hoofman oor 100, hy het mense, en hy kom na Jesus toe, en hy sê dat hy wil sy knegt moet genees, en hy sê vir Jesus, dit is aan Matteus 18, gaan kyk daar so vers 13, kom hy en hy sê vir Jesus, hy sê, Here, jy hoef nie na my huis toe te kom nie, want ek het ook mense onder my, en as ek vir die een sê, gaan, dan gaan hy, en as ek sê, kom, dan kom hy. Hy sê, u het hierdie werklikheid, nee, en hy's 'n heiden, hy's nie eers veronderstel om te glo nie, en hy gaan, en hy sê, Here, sê net 'n woord, nee, en sê vir die siekte, hy moet gaan, want u is, soos ek, is u aangestel oor dit, en u kan sê, kom, en u kan die dinge roep, wat nie bestaan nie, u kan vir dinge sê, wat bestaan, om weg te gaan, en dit is so. Jy sien mense, Romeine 4 vers 17 sê, hierdie God wat dinge roep, wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Jy kan dit roep, en hy sê, en jy kan wegdryf. Jesus sê vir die storm op die see, gaan, wyk, nee, en hy gaan lê. So, dis waarna hy verwys, en Jesus sê vir hom, laat dit wees soos wat jy geglo het. Laat dit wees soos wat jy geglo het. Mense, alles gebou op jou geloof. En dis so fantasties. Nou kom jy en jy gaan kyk in die gedeeltetjie wat ek nou gelees het, in Galasiërs 2 vers 20. Ek gaan hom net weer vir ons lees. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Joeg, mense, daar val jou hele ding plat. Daar die 4 gevalle, en 5 gevalle wat ek genoem het in die 4 evangelies, jou geloof, nou kom jy en jy moet hoor, jy leef nie meer nie. Hoeveel tel jou geloof? Ons moet hierdie dinge vir mekaar vra. Hoe goed kan jou geloof nou wees as jy nie meer leef nie? En nou kom hy en hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek was in Christus gewees, God het my in Christus gesit, en ek is gekruisig saam met hom. En nou leef ek nie meer nie, so my geloof kan nie meer werk nie. Hy sê, maar dit wat ek nou leef ek in die geloof van Christus. Dit is baie mooi, hy sê, hele paar plekke, sê die Engels het vir ons eintlik mooi, the faith of Christ. Nee, met ander woorde, die geloof van Christus, want daar's baie plekke wat hy vir ons gesê het, ons het 'n vorige keer daaroor gepraat, hy sê van geloof tot geloof. Hy sê geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. As iets na jou toe kom, is dit nie joune nie. So geloof kom na jou toe. En dan sien ons hierdie werklikheid. Hy sê byvoorbeeld 2 Korintiërs 5 van vers 15 af. As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So jy leef nie meer nie. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie, na die ou mens nie, na die werke nie, na die gevalle mens nie. Hy sê daarom, as iemand nou in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Watter dinge het verbygegaan? Onder andere my geloof.
Dat dit nie gaan oor dit wat ek dink hoe dinge werk en hoe ek glo wat dinge werk nie. Ek begin kyk wat sê die skrif, wat sê Jesus, hoe werk die dinge? Wat sê God, hoe werk die dinge? En dit is my geloofssysteem. En daarom sê hy reg deur die skrif, sê hy vir ons, van Habakuk af, Romeine 1, Galasiërs 3, Hebreërs 10, dan sê hy, die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. Jy trek nou uit die geloof uit, want dit is nie meer jy nie, want jy leef nie meer nie. Jy het saam met Christus gesterf. Mense, baie, baie belangrik. Geloof kom na jou toe. Hy sê, byvoorbeeld in Hebreërs 4 vers 2, hy sê, wat was die probleem met die mense in die Ou Testament? Hy sê, hulle het nie die geloof met hulle geloof gemeng nie. Met ander woorde, het geglo wat hulle wil glo, soos hulle glo, hulle tradisies, hulle oorleweringe, en nooit die werklikheid wat God vir hulle gebring het nie. Manna, elke dag, brood elke dag, water elke dag, maar hulle steur nie daaraan nie, hulle gaan oor wat hulle gedink het. Mense, so, dis belangrik, dit gaan nie oor jou geloof. So, baie keer is dit skrikwekkend as jy daaraan dink, dat dit is nie meer my siening van dinge, my oortuiging hoe dinge werk nie, want ek het nou die lewe van Christus, en as ek sy lewe het, dan het ek ook sy oortuiging, en daarom sal ek volgens sy oortuiging leef, nie my oortuiging nie. Nou, vat ek die skrif, en ek gaan lees so 'n bietjie hier, en ek kyk hier na 'n ander ietsie, skrikwekkende goed, ons moet hierdie vraag vir onsself vra. Hy sê Efesiërs 1, hy sê, Paulus apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Jesus Christus. Joeg, mense, nou hoor jy hier, dat hierdie boek van Efesiërs is aan die heiliges geskryf. Maar wat is ons siening baie keer? Wat is die ou tradisionele siening? Ek is nie heilig nie, ek moet heilig word. Daar stappe tot heiligmaking. Nee, wag, dan is die boek van Efesiërs seker nie vir my nie, want hy is geskryf aan die heiliges, en as ek dink ek is nie heilig nie, nadat ek Jesus Christus aangeneem het as my lewe. Onthou, dit bly jou keuse om jou sterwe te sien en te sien dat Jesus Christus nou jou lewe is. Nou gaan hy in Filippense, ons gaan lees eerder maar Filippense, dalk is dit vir ons. Filippense 1, vers 1. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Hoe mag dit? Nou kom ek agter, maar hy is ook geskryf van die heiliges. So as ek Jesus Christus aangeneem het as my lewe, as my verlosser, en, want hy is nou jou lewe, nee, met ander woorde, as hy heilig is, moet jy heilig wees. Met ander woorde, as jy nie dit het nie, dan as jy nie heilig is nie, dan gaan hierdie boek nie vir jou wees nie, want hy is gerig aan die heiliges. So okay, kom ons gaan dan aan, dan los ons Filippense ook, ons gaan Kolossense toe. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broer Timotheus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus, wat in Kolosse is. Met ander woorde, hy sê vir ons, jy is, wanneer jy hierdie werklikheid van Jesus Christus, sy lewe aanvaar het, as jou lewe, dit wat hy vir jou van ewigheid af voorbeskik het, en jy aanvaar dit, dan is jy heilig. En hy sê, 1 Korintiërs 1 vers 30, dis alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons verwysheid, ons verlossing, ons heiligheid en ons geregtigheid. Hy het dit vir ons geword, dan is ons dit. Mense, jy kan jouself toets. Ons praat so teen onsself, ons lees die skrif, hy sê, hoorie man, jy is nou heilig, jy is nou afgesonder. Dan kom ons dan sê mense, dan vra jou, is jy nou heilig? Nee, ek is nie heilig nie. Ek is maar 'n sondaar. Ek is nog nie heilig nie, maar eendag sal ek heilig wees. Wanneer gaan jy heilig wees? Dag as ek doodgaan, gaan ek by heiligheid uitkom. Met ander woorde, as jy dit sê, dan sê jy, die dood kan jou heilig maak, maar Jesus kon jou nie heilig maak aan die kruis nie. Mense, sien jy hoekom ons nie in 'n oorwinning kom nie. Ons moet hierdie werklikhede vir mekaar ook sê, dat ons in hierdie werklikhede leef. Nou kom ons gaan kyk verder. Wat sê die skrif van ons? En dan is dit bekende skriffies. Ons kyk na 1 Korintiërs 3, vers 16. Hy sê,
weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Nou ons het dit vir jare gebruik om so 'n ou se sak te vat as sy sigarette daar is en te sê, "Joh, jou liggaam is 'n tempel van God. Kyk wat doen jy." Kom ons lees verder. Die volgende versie min mense gelees. Hy sê, "As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle." Tempel van God is heilig en dit is julle. Mense, is so belangrik. As dit die werklikheid is, Jesus kom en hy praat en hy bid in Johannes 17. Hy sê, "Vader, ek kom om u wil te doen." En dit kry ons natuurlik ook in Hebreërs. Kom Jesus en hy bid in Johannes 17 en hy sê, "Vader, ek kom om u wil te doen." Hy sit met daai beker voor hom in Getsemane, maar Vader, ek kom om te doen wat u wil hê ek moet doen. Ons bid in die Onse Vader, ons sê, "Laat u wil geskied." Dit is die begin van die gebed, nog hier vroeg, Matteus 6, "Laat u wil geskied." Nou kom in God se wil geskied. En wat is God se wil? Kom ons gaan kyk gou hierso na vers 7 van Hebreërs 10. Hy sê, "Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God." Wat is God se wil? Dis Jesus sê, Jesus word aangehaal, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffers wou hy nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Hy sê, het hy daarna, dis na die kruis, het hy gekom en gesê, "Kyk, ek kom om u wil te doen, o God." Dis Jesus. Hy sê, hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Mense, die waterskeiding. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Wat is dit? Hy sê, deur hierdie wil gaan lees hom, kyk na die tenses. Hy sê, Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig. Is ons geheilig? Gaan ons geheilig word? Gaan ons heilig word? Nee, hy sê, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Dit het aan die kruis plaasgevind, die oomblik as jy Jesus aanneem as jou lewe, nee, omdat jy gesterf het, kort jy 'n lewe, nou neem jy Jesus aan as jou lewe. As hy jou lewe is, dan neem jy sy heiligheid aan, dis nie jy wat so braait is nie, en hy is jou lewe. Dan sê hy, priesters staan elke dag om die diens waar te neem, dikwels dieselfde offers te bring, wat nooit die sondes kan wegneem nie. Dit kon nooit die sondes wegneem nie. Vers 12, maar hy het, wat het hy? Jou sondes weggeneem, Jesus Christus. Johannes 1 vers 29, 1 Johannes 3 van vers 5 af, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir ons sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God, en wag nou verder tot sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Vers 14, herhaal hy dit weer, God iets herhaal is dit belangrik, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Met ander woorde, deur een offer, 2000 jaar terug, vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dis baie, baie belangrik, mense, dat ons sien dat die hele werklikheid is, God het ons 'n nuwe lewe gegee, sy lewe, dis die evangelie, dis die bron, en hy is heilig. Nou kom ons in, die skrif sê vir ons moet nou onsself in ons denke vernuwe, en 1 Petrus 1 vers 9 sê dat die saligheid van julle siele kan kry, met ander woorde ons denke. Hy sê julle moet in julle denke vernuwe word, en dan kom jy en jy gaan kyk na jou liggaam, die natuurlike, as gevolg van die bron wat die gees is, jou denke wat vernuwe is, dan sal jou liggaam in lyn kom daarmee. Mense, jy kan nie, as ek, byvoorbeeld, kom ons sê ek is skatryk, en nou gaan ek, en ek het baie geld in die bank en alles, maar nou ry ek met 'n ou karretjie, so ou blou karretjie, wat geroes is, en ek dra ou klere, en nou kyk jy na my, nou sê jy, daai ou is nie ryk nie, hy het nie geld nie, hy is arm. Dan weet jy nie waarvan jy praat nie, want jy kyk na die natuurlike, jy kyk na sy liggaamlike.
Ons kan nie, ons is gees, siel, liggaam, dit werk van God af, alle goeie dinge kom van bo af. Ons probeer dit, en dis die Ou Testament, van die onderkant af, van die liggaamlike, die natuurlike, probeer ons denke verander, en dan probeer ons God se siening verander. Nee, God se siening tel, dit verander jou denke, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, en dit verander jou natuurlike optrede. Weet jy nie, jou liggaam is 'n tempel van God, en dat die gees van God in jou woon nie. Hy wat God aanbid, is een gees met hom. Tempel van God is heilig, en dit is julle. Mense, dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. I'm found was blind, but now